Goeiedag, ek is Dr. Malan van Rijn en vandag wil ek met jou praat oor 'n baie aktuele ding. Die vraag, verstaan jy jou verlossing reg? En om hierdie vraag te beantwoord, kyk ons vandag na Romeine 5 vers 1 tot 11. As gereformeerde gelowiges soek ons mos altyd ons antwoorde in die woord van God. Daarom kyk ons na Romeine 5. In Romeine 5 vers 1 tot 11 leer ons dat ons vrygespreek word deur geloof en genade alleen, deur Christus alleen en nie deur verdienste nie. Nou ons is so gewoond daaraan dat ons geleer word en mense hou dit vir ons voor dat ons dit moet verdien om gered te word. Daar is ouers wat vir hulle kinders sê en onderwysers wat vir die kinders leer, as jy soet is, gaan jy hemel toe. As jy stout is, gaan jy hel toe. Met ander woorde, dit hang heeltemal af van hoe jy lewe en wat jy doen. Maar kom ons hoor wat sê Romeine 5 vers 1, ons lees net eers vers 1 tot 8. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Nou ja, hierdie gedeelte begin met God. Hy neem die inisiatief. God het ons dan nou vrygespreek. Deurdat ons mooi gelewe het? Nee, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Nou ja, die gereformeerde teologie leer ons baie duidelik dat redding en verlossing alleen deur geloof is, en dat dit alleen deur Christus is. En dit is presies wat ons hier in die woord lees. God het ons vrygespreek, op grond waarvan? Deurdat ons glo. Dit beteken egter nie dat ons onsself regverdig glo nie. Nee, Christus het vir ons betaal. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, deur wat ons Here Jesus Christus vir ons in ons plek gedoen het, toe hy aan die kruis gesterf het. Deur hom, deur Jesus Christus, het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. Dis genade, dit word nie verdien nie, dit word aan jou geskenk op grond van wat Christus vir jou gedoen het. Daarom staan daar, deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade. En dan van vers 6 af, baie belangrik, toe ons nog magteloos was. Met ander woorde, ons kon niks doen om onsself te red nie. Ons was magteloos, ons was dood in ons sonde. Het Christus, hy neem die inisiatief, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Daai goddeloses was ons. Die mens wat verlore is in sy sonde. Christus het op die bestemde tyd vir mense soos ons gesterwe. En dan word daar gesê, 'n mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar ons was goddeloses, ons was dood in ons sonde, en Christus het vir ons gesterf. En dan weer vers 8 wat beklemtoon, maar God, hy neem die inisiatief, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Nou lees ons verder in Romeine 5 van vers 9 af, aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Maar dis nie al nie, ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het.
Ons is vrygespreek. Dis iets wat vir ons geskenk word. Ons het dit nie verdien nie. Ons het geen aandeel daaraan gehad nie. Ons is vrygespreek. Weereens, nie op grond van iets wat ons gedoen het nie. Nie goeie dade nie. Nie kerk toe gaan en Bybel lees en bid en al sulke dinge nie. Op grond van Christus se versoeningsdood. Maar, omdat ons dit uit genade ontvang, wil ons nou hierdie goeie dinge uit dankbaarheid doen. Nie om gered te word nie, maar omdat ons gered is. Daarom wil ons Bybel lees, wil ons kerk toe gaan, wil ons bid. Nou ja, aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered word. Deur hom, deur Christus. Maar dis nie al nie, ons verheug ons ook in God deur Christus ons Here, of liewer in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Weereens baie duidelik, dit word aan jou gegee, jy verdien dit nie. Jy moet dit glo en dan kry jy dit uit genade, omdat Christus dit vir jou verdien het. Deur geloof alleen, deur genade alleen en deur Christus alleen. Mag jy ook hierdie insig in die woord van God hê, dat jy dit ook so sal insien en dat jy dit ook so sal verkondig. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat U baie duidelik in die woord vir ons leer hoe ons gered word. Nie deur wat ons doen nie, maar deur U genade in Christus, deurdat Hy vir ons aan die kruis gesterf het en ten volle vir al ons sondes versoening gedoen het. Lei ons ook dat ons hierdie blye boodskap van deur geloof alleen, deur genade alleen en Christus alleen sal uitdra en dat ons dit ook sal uitleef met 'n dankbare lewe teenoor U. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen.